Na maande van spanning, regstappe en onderhandelings is daar 'n nuwe aanlyn stelsel om back-and-close vas te vat. Dit stel boere in staat om self toestemming te kry om hulle diere teen die siekte in te ent. Maar gaan hierdie stelsel 'n noemenswaardige verskil maak? Of skuif dit net meer die verantwoordelikheid en die koste na die boere? Om hieroor te gesels het ons die minister van Landbou op die lyn, Willie Oukamp. Goeiemôre. Wat het intussen verander wat julle genoop het om hierdie aanlyn stelsel nou bekend te stel en waarom moes dit eers deur 'n skikking vooraf gegaan word? Goeiemôre en goeiemôre ook aan al RSG se luisteraars. Hierdie aanlyn stelsel vloei uit die skikking wat bereik is en vloei uit behoeftes wat in die bedryf bestaan. Ek dink ons moet begin deur vir mekaar te sê waar dit vandaan kom. Daar was 'n erkenning van my kant af en van die departement se kant af dat ons besef dat daar geen manier is dat die staat hierdie back-and-closure krisis alleen kan aanvat nie. Ons het nie die middele nie, ons kan dit nie uitvoer nie. Daar's net doeteenvoudig geen manier wat ons dit alleen kon doen nie. Daarom is dit belangrik dat die privaat sektor betrek is. Ons het in die skikking gesê dat die staat afstand doen van enige eksklusiewe ooreenkomste met betrekking tot die invoer van die enstof. Wat dit gaan teweegbring is dat baie meer privaat instansies kan help om op 'n baie groter spoed enstowwe te kan inbring. Dan wat die verspreiding aanbetref, gaan dit in die verlede was dit elke keer na onderste poort biologiese produkte toe versprei en van daar af reg deur die land. Nou kan 'n invoerder gaan en hy kan direk van die lughawe af versprei na die veeartspraktyk toe waar ook al in die land dit is. En die derde een, en dis die belangrike en dis waar hierdie aanlyn stelsel inkom. Ons het gesê dat ons vertrou ons boere. Ons boere weet hoe om in te ent en ons boere kan aansoek doen, elkeen van hulle, om as 'n gemagtigde persoon te kan inentings doen. Nou hierdie stelsel is daardie aansoekportaal waar dit kan gebeur. 'n Boer gaan op hierdie stelsel en hy klik op apply to become an authorized person. Dit gee vir hom al die inligting wat hy aanlyn invul en direk lewendig in tyd, wanneer hy dit ingevul het en hy druk die enter knoppie, word hy geag dan 'n gemagtigde persoon te wees wat 'n sertifikaat kry om te kan sê dat hy kan inent. Daarna moet 'n boer, voordat hy inenting doen, moet hy kennis gee daarvan. Dit doen hy ook op hierdie aanlyn stelsel. En die derde, en een van die belangrikste aspekte is, nadat enstof ingedien is of toegedien is, moet die boer terugrapportering gee. Daardie inligting met betrekking tot terugrapportering sê hy vir ons op watter plaas is daar geënt, hoeveel beeste is geënt, watter enstof is gebruik, is dit 'n eerste of is dit 'n tweede skraagdosis. Daardie inligting het ons nodig om weer na die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid toe te kan gaan en te kan sê, hier is die stelsels wat ons gebruik het, hier is die monitering wat ons toegepas het, ons is nou weer back-and-closure vry, laat ons toe om te kan uitvoer. En wat belangrik is ook hier is, ons maak nie net gebruik van die staat se platform nie. Ons het vir landbouorganisasies en vir die invoerders gesê, julle is welkom om ook 'n platform te skep, sodat wanneer jou lid byvoorbeeld op jou webtuiste inlog, kan hy via jou webtuiste dieselfde aansoekproses voltooi, dieselfde inligting gee, om dit maklik te maak. Maar al daardie verskillende inligtings wat ons van Agri SA en Afasa en TLE en Buffalo Analytics kry, al daardie inligting word geïntegreer met die staat se blad, sodat die staat daardie inligting ook kan deel en kan verwerk. Willie Elsje hier, die stelsel gaan boere duidelik meer beheer gee, maar tog moet hulle nou self vir die enstowwe betaal en die administrasie hanteer. Is dit nie net blote verskywing van verantwoordelikheid vanaf die staat na die private sektor nie? Inteendeel, dit is 'n saamvat en 'n probleem saam aanpak. Die privaat sektor het vir ons gesê, staat, jy gaan nie hierdie kan alleen hanteer nie. En ons het dit besef. So hierdie is 'n sprekende voorbeeld van hoe die staat en die privaat sektor hande vat, hoe die staat besef, maar ons het nie die middele nie. Ons kan nie alleen hierdie ding uitvoer nie. Ons sou teen 'n muur vasgehardloop het en ons sou ons boere versaak het indien ons sou aandring daarop dat ons hierdie alleen moet hanteer. Hierdie is 'n absolute bereidwilligheid van die boere, van die landbouorganisasies af, om saam te staan en te sê, kom ons werk saam.
Landbouorganisasies het die versekering gekry dat daar waar daar nuwe uitbrake is, of daar waar daar boere is wat dit beslis nie kan bekostig om hierdie enstof aan te koop nie, of wat dit nie die nodige middele het nie 'n behoorlike kraalstruktuur of drukgangstruktuur het nie, daar sal die staat steeds bystaan. Indien 'n boer egter vrywilliglik sy kudde wil beskerm, dan staan dit hom vry om via sy landbouorganisasie of via sy veearts met die invoerders van die materiaal te praat en te kyk of hy dit kan kry. So hierdie is 'n baie groot suksesverhaal van hoe boere en die regering kan saamstaan om 'n krisis wat baie groot proporsies het te kan uitsorteer. Nou, soos ek die ding verstaan, hang die sukses van hierdie stelsel af van akkurate verslagdoening deur boere. Hoe gaan die departement toesien dat hierdie data betroubaar is en dat die proses nie misbruik word nie? So wanneer jy jou kennisgewing gee van inenting, laat weet jy op die stelsel waar is jou plaas, met ander woorde hy kan gekarteer word. Jy laat weet die stelsel hoeveel beeste dit is wat jy wil ent. Dit moet korreleer met die hoeveelheid enstof wat jy dan ook by jou veearts kry. Met ander woorde, daar's al 'n blokkie van korrelasie in die ding in. Wanneer jy dan nou klaar geënt het, kan die boer aanlyn binne 14 dae moet hy terugrapportering gee om te sê ek het toe op plaas A 280 beeste argumentshalwe ingeënt, ek het hierdie enstof gebruik, die eerste of die tweede dosis. As hy dit nie doen nie, en as daar die inligting nie akkuraat is nie, want die stelsel sê vir ons of dit akkuraat is of nie, verval sy magtiging om as 'n gemagtigde persoon op te tree. So dis vir die boer baie belangrik, en dan sal hy nie weer in die toekoms kan enstof kry nie. So die boere via die landbouorganisasies gee vir ons die onderneming dat hulle lede hierdie ding sal reg hanteer. Hierdie is die enigste manier. Ons kon dit nie 'n papiermetode gemaak het nie, want dan lei dit weer tot 'n enorme klomp bottelnekke. Jy kan nou vir jouself dink as elke boer 'n verslag moet invul van wat gebeur het op sy plaas, en dis 'n papierverslag, en nou moet hy dit scan en mail aan die departement, en iemand by die departement moet daai inligting verwerk. Dit sou 'n enorme probleem geskep het en 'n groot bottelnek veroorsaak het. Nou doen hy dit aanlyn op 'n baie eenvoudige stelsel. Hy kan nie submit druk as daar inligting is wat uitstaande is nie. Hy moet al die inligting gee. Dan eers laat die stelsel hom toe om dit deur te stuur na die departement toe. So hierdie is regtig waar 'n groot stap in die regte rigting. Hierdie stel ons boere nou in staat om wanneer hy kennis gegee het en wanneer hy geregistreer is, na sy veearts toe te kan ry, die hoeveelheid enstowwe te kry wat hy wil, terug te ry plaas toe, sy eie beeste in te ent, want hy wil tog sy kudde beskerm, en daarna in sy kantoor te sit en 'n aanlyn vraelys invul oor wat hy sopas gedoen het. Ons boere is meer as bereid om dit te doen, en dit is vir die staat is dit regtig 'n riem onder die hart om die bereidwilligheid van ons landbouorganisasies en van boere daar buite te kan ervaar met hulle toegewydheid om hierdie stelsel te laat werk. Ons gesels vanoggend met die minister van Landbou, Willie Oukamp, oor 'n nuwe aanlyn stelsel vir back-and-closure. Suid-Afrika het nou al groot ekonomiese skade gely weens back-and-closure. Hoeveel nader dink jy bring hierdie nuwe stelsel die land daaraan om weer internasionale markte terug te kry? Ja, ons moet, wanneer ons deur hierdie hele proses is met back-and-closure, moet ons na die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid toe kan gaan en vir hulle sê, mense, ons het 'n krisis gehad, hier is die stappe wat ons in plek gekry het om hierdie krisis die hoof te bied, en dan moet ons dit kan bewys wat gedoen is. En daarom is hierdie terugvoering van kardinale belang. Die eerste ding wat ons gaan doen is, nadat ons back-and-closure nou in sy spore gestuit het, is om te kan sê vir die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid, ons is nou vry van back-and-closure, maar ons hou aan met enting as 'n voorsorgmaatreël. En dan kry jy 'n status back-and-closure vry met inenting. Dan kan jy reeds begin uitvoer na verskeie lande toe wat dit toelaat om dit te doen. Brasilië was byvoorbeeld baie suksesvol om dit te doen. So die markte kan dan reeds oopmaak. Dan gaan jy vir 'n geruime tydjie nog aanhou om entings te doen, sodat jy seker maak jy het werklik waar hierdie ding nou in sy spore gestuit, en dan gaan jy geleidelik begin om entings te stop, sodat jy weer na die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid kan gaan en sê, nou is ons back-and-closure vry en ons ent nie meer nie. Ons het geen nuwe uitbrake gehad nie. Gee vir ons asseblief back-and-closure vrye status. En die oomblik as jy dit het, dan kan jy weer na alle lande toe uitvoer.
In die tussentyd wat ons nie na lande reg oor die wêreld kan uitvoer nie, is ek en die departement kliphard besig om te onderhandel met lande wat wel bereid is om nou ons beeste vat, veral lande in die Midde-Ooste waar hulle nie beeste het nie. Lande soos Jordanië wat reeds begin het om uitvoere te doen. Ek het beplannings om gesprekke te voer met Qatar. Hulle is net nog in 'n periode van rou as gevolg van die afsterwe van die voormalige emir. So dit is gesprekke wat nou aan die gang is om selfs in hierdie hoogtepunt van die uitbraak ook nog te kan kyk of ons vleis kan uitvoer na sekere lande toe. Dis baie belangrik vir ons hele vleisbedryf, vir die kleinboer en die grootboer, dat ons uitvoere doen, want dit het 'n enorme effek op die vraag en aanbod in ons land, wat ook prys bepaal vir die klein en die grootboer in ons land. En dit was dan die minister van Landbou Willie Oukamp, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.